Welcome to the space between stories you never heard or seen. Dit is julle favorite Dominee Lyndon McDavie. En vandag sit ons met een van die afrigters, die groot gees, die man van alle manne, en dan ook huidiglik gekroon, the queen of all queens, nadat die vroue rugby Suid-Afrika hier die Africa Cup gewen het. Franzel September. Welkom. Hoe gaan dit met jou, groot gees? Goeienaand, die gunsteling dominee. Nee, het gaan baie goed, baie dankie, lekker om hier te wees. Ja, goed om jou te sien. Ek kan dieselfde sê, jy vanaand kry ons baie titels hier met mekaar, want dit lyk vir my, jy sê gunsteling dominee. Ek dink vir 'n paar mense is daai nie 'n goeie opmerking nie. Ja. Maar Franzel, ek wil net eers sê, veel geluk. 2 weke en 'n paar dae gelede het julle mos daar die trofee gaan lig. Yes. En toe word julle genoem die queens of all queens. Hoe voel dit? Baie goeie gevoel, baie dankie vir die gelukwens. Het is goeie gevoel gewees om die Afrika beker te wen. Ek dink ons nou afgelope 5 jaar wat ons die kampioene is, so nadat jy daar kom, dan besef jy dat die druk is eintlik op om het as soveel spanne wat dit voorheen gewen het, of soveel coaches wat dit voorheen gewen het, so jy kan nie hierdie standaard drop nie. En om het te gewen het, is eerstens, het was 'n goeie prestasie vir ons, maar ook 'n goeie verligting. Ja. Franzel, jy het eintlik nou so 'n goeie punt, voordat ek vir jou gaan vra, wie is die man agter die vletjie? Wil ek vir jou eers vra, jy het nou 'n belangrike punt genoem. Jy het gesê, ons het dit nou al vir 5 jaar nou al gewen. Ek wil net weet, wat is die moeilikste? Om het die eerste keer te wen? Of is dit die moeilikste om daar te bly, daar bo te bly? Ek dink dit is die moeilikste om daar bo te bly. Dink 'n mens werk baie kere so hard om het die eerste keer te kry, en dan vergeet 'n mens om konstant te wees in dit. Ek dink dis die belangrikste. Ek het in die weefkommissie gesê dat jy het 'n prestasie behaal, maar om daar bo te bly, ek dink dit gaan baie ver van jou. So dit is maar altyd 'n challenge om op bo te bly, maar ek sê sommige kere maak ons dit moeilik met standaarde wat ons onsself stel. En dan moet 'n mens maar net kalm en rustig wees en so aan, maar dis maar menslik, mens maak foute of jy oordink te veel sommige kere, maar om nog eens op bo te bly, dit vat baie, ja. Ek voel so geëerd nou eintlik, want ek sit hier met greatness eintlik. Ja. Franzel, met die pragtige glimlag wat jy altyd het en die mens wie jy is. Kan jy 'n bietjie deel oor wie is hier die man agter die vletjie? As ek nou praat van agter die vletjie, 'n coach loop ons maar altyd maar met 'n vletjie. So, wie is die man agter as ons die springbokke en al daardie dinge wegvat, wie is u? Ja, die eerste ding wat nou opkom, ek is Denise se kind en ek is Lissy se kleinkind en op Julie, ja, so, maar ek dink as iemand daar buite wil weet wie's Franzel, kyk, ek is 'n lieflike man vir my vrou Carmen, ek is 'n pa van 3 seuns en 1 dogtertjie. Ek is 'n associate pastor by Docs Mission Kerk Wellington. Ek is gemeenskapman. Soos ek sê, ek probeer net 'n eenvoudige mens wees. Baie kere as 'n mens mense vinniger laat snap wie is jy. Ek is Kabali se kind. As hy dink sê ek, nee, as Kabali se kind, is hy. Okay, ja. So ja, dis maar hoe baie mense my ken, maar so ek is 'n baie eenvoudige mens, my maat. Ja, maar ek is Franzel Julio September. Hey, baie belangrik. Vir hierdie wat nou nie weet nie, jy het nou 'n naam genoem, Kabali. Yes. En Kabali is maar 'n groot naam hier in die Boland, en nie net in die Boland nie, maar reg oor die land ook. Kan jy net 'n bietjie meer agtergrond daaroor gee, oor daardie naam, want ek wil weet, hoe moeilik is dit, of is dit moeilik, of is dit makliker, om half hierdie groot skade weer oor jou te hê, maar jy wat self jou eie voetspore ook nou trap in hierdie wêreld waarin jy self lewe. Ek dink Kabali, my pa François Davids, hy is 'n baie streng mens en to the point, weet wat hy wil hê in die lewe, weet waarvoor hy werk in die lewe, weet waar hy vandaan af kom. Ek dink, en dan baie kere, dit is wat vir hom dryf. Dis hoekom baie kere sien ons hom in 'n ander episode
Verstaan, want hy het klomp episodes wat hy deurgaan. Maar ook sodoende, ek dink die soos ek sê die platforms en die standaarde wat my pa stel en handhaaf is baie kere dat van ons is nie gewoond aan nie of van ons dink nie daaraan nie. En dan wanneer iemand weet waartoe hy pad is en hy kyk nie nog links en regs nie, hy just go because hy weet, verstaan? En dan sien jy maar hierdie ou is 'n different tipe karakter. En ek dink dit is wat my pa uniek maak. Hy's 'n ander tipe karakter as wat 'n mens in die hedendag sien. Maar as jy hom leer ken, is dit die sagsgeaardste mens wat jy kan kry. Ek wil amper sê die liefdevolste mens. Ek het my pa nou eintlik die ander kant van ander sy van hom, want is my pa, is my mentor, ons doen saam besigheid. As hy my baas is hy 'n ander tipe mens, dan is dit nie 'n pa nie, dan kom dit letterlik voor, okay, nou kyk jy na jou baas, jy kyk na jou mentor in die besigheid, iemand wat vir jou guidance gee, iemand wat jou lei, dan kom hy streng idee. Maar wanneer hy die weer na 5 met die kinders kom speel by die huis, dan sê jy self, nee man, dit maak nie sin nie. Verstaan? Maar dan besef 'n mens dat vir wat nodig is in die lewe, watter tyd, waar ook al, moet jy weet wat om te doen. Otherwise gaan die lewe jou opeet. Hey, nee, jy kan duidelik hoor dat jy en jou pa baie gesels met mekaar en dat julle baie leer van mekaar. Op daardie vlak wil ek reeds jou nou vra. Jy met al hierdie accolades, hierdie jong man wat net wonders doen hier in ons land, wat vroue rugby heeltemal kom verander het in my oë. Dit is baie belangrik om dit so te kan stel. Wil ek vir jou vra, jy het gepraat van jy het 'n pragtige vrou met jou kinders. Hoe hanteer jy dit, want om 'n wenner te wees beteken jy moet baie weg wees van die huis af. Hoe hanteer jy daardie deel om weg te wees van jou familie af, maar ook hierdie rugbyspan wat eintlik jou familie ook eintlik kom word het? Ja, ek dink my vrou het letterlik, sy is my grootste ondersteuner. Die persoon wat die beste by my staan. Ek sê sy verstaan, maar sommige kere dan sien ek my vrou is nou nie gemaklik met hierdie goedjies nou nie dan, maar die manier hoe sy my support en dit wys, sy sal agterna vir my sê, okay, jy het nou dit gedoen, ek is nie seker oor nie, verstaan, so, ja, net 'n voorbeeld is so lekker, want ek het nou gejaag om nou hier uit te kom, ons werk saam, vir haar gesê, liefie, ek gaan nog gou na die podcast toe, en sy het my net 'n kyk gegee en gesê, okay, is reg so, maar nou weet ek het nou seker vir haar te vroeg in die week herinner, ek gaan nie hier wees nie, of sy het my seker nodig vir iets anders, maar nietemin, sy is die een wat my sê, nee, laat weet die mense hy kom nie, sy sal sê, gaan doen jou ding, sodra hy klaar is, dan weet ek presies waar my huis is, ek dink dis die belangrikste wat ek geleer het die afgelope tyd, jy moet weet waar jou huis is, en jy moet weet wanneer om huis toe te gaan, en jy moet weet dat wanneer hoe kom jy huis te verlaat, so as jy weg is jy weg, dan geniet jou rugby en sy laat my toe, maar wanneer ek by die huis is, dan ek sê ek probeer soveel as wat ek kan om letterlik die man te wees en die pa te wees. Want dit is belangrik vir 'n mens, want sommige kere kan jy carried away raak. En as jy carried away raak met wat gebeur en wat jy kry in die lewe daar buite, dan kan jy bietjie jou waardes verloor. So my vrou is nog een wat nou eintlik vir my nog lekker plat op die grond hoor, Dit is vir my baie belangrik, want ek geniet dit eintlik die feit dat jy vir my sê jy moet altyd onthou waar die huis is. En so, jy wat nou al op groot plekke rond beweeg het, op hoë plekke nou al rond beweeg het, hierdie man wat in nou lekker hotelle in bly, kom ons wees eerlik, en trofee oplig, jy sê nog steeds, dat jou lekkerste plek by die huis is. Dit is vir my regtig 'n inspirasie en vir my 'n mooi lyn wat jy nou eintlik daar met ons kom deel het, want dit wys ons, daar is geen plek soos die huis nie. Op daardie noot wil ek vir jou vra, wanneer het jy lief geword vir jou rugby? Kan jy 'n bietjie agtergrond gee oor jou lewe, hoe jy groot geword het? Ek dink is so lank gelede of ek kan dit nie onthou nie, maar wat ek kan onthou, is dat ek ten alle tye saam met my ma en my pa na die sportveld geneem was. So daar was nooit 'n geleentheid gewees wat dit nie vir my blootgestel was nie. Ek wil amper sê ek het nie 'n ander keuse gehad nie. Jy voordat jy aan 'n klomp dinge kon dink, was dit jy moet skool toe gaan, want dit is asof jy by die skool ook rugby gaan kry. Okay. Verstaan? So ek was so bekend gestel aan sport. Ek is 'n liefhebber van sport, maar vanaf ek 'n
klein is, vanaf ek kan onthou, was ek op 'n rugbyveld en het 'n rugbybal gehad by die huis. So ek wil amper sê, as ek dit nie gemaak het tot op hede, waar ek vandag is, dan sou my pa seker vir my 'n lekker pak slaag gegee het dan. Wat ek gekry het en wat ek gehad het, die blootstelling. Ja. Nie alles op 'n skinkbord tot jou hande nie, maar die blootstelling wat my gegee het was die beste wat ek van 'n pa kon gekry het en van 'n ma kon gekry het, want selfs waar ek gebly het, die rugbyklub se klubhuis was daar gewees. Oh, So jy op 'n Saterdag aand is jy moet 2 keer alles wat jy doen het nie vriende gehad nie, jy het rugbymaats as jou vriende. ja. Verstaan, so ek het so groot geword. Saam wie jy rugby speel, dis saam met wie jy kuier. En snaaks genoeg, die blootstelling was so dat toe my vrou, ek en sy na mekaar ontmoet, ons uitgaan, het sy rugby van gehou en sy het later aan op 19 jaar oud dink ek, het sy die noodhulp geraak Jee. by die rugbyklub. So lief was ons vir rugby al die jare gewees. Ja. Ja. Nou is ons lekker getroud. Amen. Jy het nou praat van die rugby was nog altyd deel van die lewe. Nou hoe het die skuif gekom van 'n rugby speler na 'n afrigter? Ja. Want dit is mos nou wat jy mee besig is. Ja, afrigting was al die jare om terug te ploeg. Ek het rugby gespeel en die gogga het my begin byt toe ek by Boland speel. Okay. So ek het by Roses gespeel en van Roses af geleentheid kry in Boland te speel. En wat ons by Boland gedoen het is dat coach AB het altyd van ons verwag om wat jy vandag by die Boland geleer het op professionele vlak, moet jy kom terugploeg by die klub. Ja. Ek dink dit is waar die coaching gogga gebeur het. So alles wat ons vandag geoefen het by Boland vanoggend, het ons vanaand met Roses United Rugby Club gedoen. Oh, okay. En dis hoekom Roses destyds ons het 4 aande week geoefen, maandag tot op donderdag, want jy kan nie 'n dag gemis het nie. En later aan toe ek besef, maar soos jy dit doen, so verbeter jy lewens. Soos jy dit doen, so begin mense letterlik vir jou ander vrae te vra oor die sport en jy leer oor die sport. En toe ek geleentheid kry om letterlik ek het besering opgedoen in rugby, was soos 4 tot 5 maande uit gewees. Toe kry ek die geleentheid, toe sê coach AB vir my, hoekom kom coach jy nie nou in die tyd nie, want jy is nog altyd by die rugby oefening, so dat jy nog altyd sien kan jy dit doen, jy kan dit nou net waar jy staan met jou krikke doen. En ek het net daai geleentheid gekry en ek is baie dankbaar dat die klub Roses en coach AB vir my daai kans gegee het om dit te doen. En kyk, waar sit 'n mens vandag as 'n afrigter, maar toe die besering gogga nou letterlik inskop en ek moet nou kariere vat op my kniebesering, toe gee Roses my weer 'n geleentheid om direkteur van afrigting te wees en toe het ek hier teruggekyk. Ja. Toe jy praat nou van daardie kniebesering van jy in almal se monde is dit jy was 'n krangige rugby speler ook. 'n Man wat nie bang was om 'n bal op te vat en wat self mense so lekker kon duik het ook nie. Wou ek vir jou gevra het, was daar enigsins twyfeling in daardie tyd toe jy jou knie seermaak? Was jy bekommerd? Hoe het jy gevoel? Hoe was jou mental capacity in daardie tyd? Want my vraag wat daar op gaan kom is eintlik, help dit nou vir jou daardie besering om met ander spelers te kan gesels as hulle 'n besering het? Definitief, Dominee. Toe ek besering kry, het ek 'n rehab gedoen om terug te kom vir jou toe. Ja. En het challenging geraak want ek kon nie beter raak nie. Dit kon nie. 22 Oktober 2011 besluit ek gee my hart vir die Here. Wow. In die beseringen. En ek kry daardie geleentheid om deur 'n doopbad te gaan. En my lewe het verander. Ek kan nog mooi nou Pastor Dialpor het gesê, jy het die geleentheid om alles in hierdie doopbad agter te laat en 'n nuwe mens te raak. En ek het dit geglo en ek het in dit vasgehou, want voor dit het ek reep en alles gedoen wat ek moet doen en het ek beter geraak het. En snaaks genoeg hart vir die Here gegee, geloof gehad, want ek kon nie beter raak en ek sê Here, U moet dit nou beter maak. Maar ek het letterlik, die challenge was geweest dat ek het nooit my hart vir die Here gegee vir beterskap nie. Ek het my hart vir die Here gegee om oorgawe aan hom te gee. Jo. En dit was vir my belangrik en min wetend dat as jy oorgee met alles, dan sluit dit die besering in. Ja. In 2012, dit was letterlik Oktober, November, was ek gedoop en in Februarie maand 2012 was ek aangekondig as die Boland se kaptein weer terug op die rugbyveld. So binne 3 maande het alles my verander na die besering, maar om die vraag te antwoord, voor die besering was daar baie challenges, ja.
Jessie, daardie transformasie wat jy nou met ons eintlik kom deel het. Jy het so hard gewerk want jy het al jou eie die krag in jou eie hande in gesoek in die moment toe jy jou hart oorgee en alles dit in die Here se hande plaas. Toe sê jy 2012 en toe is jy sommer weer terug op die rugbyveld. Weer terug, lief, om te doen waarvoor ek lief is. Ek dink dis die belangrikste, maar om het te doen dan met 'n ander mindset. Ja. En snaaks genoeg het gespeel, daai tyd die span gelei, Boland gelei tot plus 50 wedstryde as kaptein, as 'n 6 flank, maar nog steeds gecoach by die Rugby Club Roses. Nooit dit opgegee nie. So ek dink die Here het daai tyd voorsiening gemaak dat 'n mens nog alles kon doen, maar dis weer 'n teken van as jy met volle oorgawe gee. Ja, so. Baie dankie Fransel. So jy sê volle oorgawe gegee. Jy praat baie van Boland en Roses. Sê jy het vir Boland gespeel, maar het jy ook nie vir Boland gecoach nie? Ja, Kom ons raak 'n bietjie gou daaraan want dis 'n full circle moment eintlik. Kom ek sê jou wat is die volle sirkel in die Boland. Ek het Boland gespeel. Ek sal nooit vergeet nie want dit is een van my priceless moments. 1998 het ek die Boland onder 12 span gemaak as 'n 12-jarige. Voordat jy aangaan, 1998 was hy 2 jaar oud. So Die gunsteling Dominee sê is ouder dan weggegee. So ja, toe ek het daar 1998 onder 12 Boland gespeel en 2022 aangestel as die Boland Cavaliers se hoofafrigter. Deur die journey met Boland assistent-afrigter geraak in 2020, het COVID gekom en 2 jaar assistent-afrigter in 2022, net letterlik sê 2,5 jaar geleentheid gekry om te doen wat jy moet doen, sodat jy 'n Bolander moet mos altyd by groen en goud uitkom. Ons glo in dit. 'n Bolander is gemaak vir 'n bo. So 'n Bolander moet net sy geleentheid vat wat hy kry, wat daar vir hom gegee word en dankse president Benny van Rooyen wat my 'n kans gegee het om die Boland af te rig en die executive Willie Small dan maar het gesê Coach Fransel, ons dink jy kan die job doen. Ons eie en 2023 het ons 'n beker gewen, ja. Wat sê hulle 12 jaar later die First Division gewen. 12 jaar drought en kyk net onder 12 het jy gecoach in 1998. Kom ons gooi dit goed net in, dis net 12, is net 12. Ja, 12. Ja. Ja, baie dankie Fransel. Ek wil vir jou net gevra het, jy wat met manne gespeel het, manne gecoach het en nou wat jy vroue coach, is daar 'n difference in hierdie twee? Groot verskil. Ek dink om realisties te wees, die vroue rugby het mos nou eintlik soort van hy was nie so groot gewees nie. So hy begin nou, hy's nou soos Coach Soy sê dit Zion is awaken. So hy begin nou letterlik opvlam nou. Maar toe ek daar kom is nie die aantal spelers wat destyds rugby gespeel het, die blootstelling wat hulle gekry het of die ligas wat hulle in was, teenoor nou is anders. So hulle noem dit die rugby aids, verstaan? So sekere spelers begin op 18 jaar rugby speel. Sê nou 16 jaar oud, maar seentjies speel in skole van 6, 7 jaar oud af. So daai is die rugby aids as mense van rugby aids praat. En dan die man is mos nou omdat hy baie rugby blootstelling gekry het, kan jy as jy al tipe blootstelling wat gemakliker is al. Maar met die vroue rugby is die beste plek vir my nou om te wees want die vroue rugby laat jou toe om 'n afrigter te wees. En ek sê dan jy sommige spelers moet jy manage en sommige mense moet jy guide. En dan by die vroue rugby kry jy kans om te doen waarvoor jy lief is. Jy rig af. Jy verbeter. Jy het 'n geleentheid om soort van deel te raak van die journey. Ek sê nie by die mans was jy nie deel daarvan nie, maar in die vroue rugby hulle is baie meer coachable. Hulle wil beter raak. Hulle wil dit bemeester. Verstaan, baie keer in die mans game glo ons manne mos maar nee man, ek ken daai coach nie worry nie. Verstaan? So is lekker. Ek geniet dit baie by die vroue. Ek dink God het my vir hierdie tyd, vir hierdie oomblik van my lewe, hierdie seisoen, het hy vir my op hierdie plek gesit en ek gaan myself uitleef soos ek nou doen. Soos jy sê guidance en coaching. Wil ek daar 'n bietjie aanraak vir 'n coach. Wat is die belangrikste? Om hard te kan praat of om 'n goeie luisteraar te wees? Goeie luisteraar. Ek glo in goeie luisteraar. Ek was
aardeprater. Jy moet, jy sal, jy gaan. En nou dit verander die vrou rugby. Ek het nou die dag vir my kollega gesê, die vrou rugby het my eintlik 'n geleentheid gegee om myself te vind as mens. Regtig waar. Want by die mans rugby jy jaag die volgende ding. Jy wil net beter raak, jy wil net 'n ander pos hê, jy soek nog spelers, jy soek nog geld, jy soek nog dinge. By die vrou rugby sê jy self, dis wat ek het. So kom ek maak werk met wat ek het. Kom ek verbeter dit wat ek het. Kom ek sit dit wat ek het op die podium en dan gaan ons daarvoor. En ek dink dis hoekom ons nou so suksesvol was. Ons almal het ingekoop. Ons gaan die quarterfinals al. En kyk waar het ons geëindig, ja. So ja, vrou rugby het my geleentheid gegee om myself te express, ja. Maar jy moet luister. Ja. Jy moet luister na 'n vrou sê hulle. Natuurlik, dit is baie belangrik. Belangrik. Dit is baie belangrik is so miskien iets wat ek baie gou moet leer. Jy het eintlik 'n stukkie goud nou daaraan geraak. Jy het vir ons gesê hoe jonger 'n seun is, dan is dit dan het ons 'n neiging om 'n rugbybal, 'n cricketbal in die seun se hande in te druk. Maar as 'n dametjie klein is, dan het ons hier die neiging om 'n babiepoppie hoe breek ons daardie stigma eintlik af om eintlik te kan sê as jy regtig sien hierdie kind het 'n goeie balans, hierdie dametjie of hierdie pragtige dogtertjie het eintlik baie goeie ballskills. Wat kan jy vir die ouers sê, hoe maak jy dan daardie dogtertjie groot? Jy gee vir die aandag en die tyd. Kom ek sê ek het nie 'n antwoord nie, maar kom ek gee my ondervinding. Okay. My ondervinding is my dogtertjie kom huis toe, sy het 'n netbalbal in die hand. Verstaan? Ek gaan nie die rugbybal in haar hand druk nie. Ja. Ek gaan met haar speel wat sy wil doen met die netbalbal. Ek maak tyd, ek gee vir haar die aandag en aan die volgende oomblik nou speel sy hokkie. Nou moet pa kyk, pa het nie 'n klou wat by hokkie aangaan. Ek weet nie hoeveel spelers op hokkie vir haar is nie, maar net die geleentheid dat ek bied om vir haar te sê, leer jy gou vir my. Waaroor gaan hokkie? Ja. Verstaan? Maar dit gaan oor die tyd wat ons maak vir mekaar wat ek vir haar gee. Ek dink dis belangrik. So ek dink whenever we have an opportunity, we must support the female game. Whether jou dogter, jou oom se meisiekind by die huis of jou niggie wil sport doen, support haar. Sê vir haar is okay om dit te doen. Want ek dink as ons gaan sê nee man, dis nie vir vroue bedoel nie, dan gaan ons dit nie support nie. So kom ons, ek wil amper sê as ek vir iemand kan aanraai soos wat ek doen, wat vir my help is dat ek staan agter my kind, ek staan agter die wat wil die sport beoefen en dan moedig ek hulle aan om te sê dat nie net jy kan dit doen nie, maar ook om te sê ek is hier om vir jou te help. Ek is hier om agter jou te staan. Ek is hier om vir jou te sê dit gaan alright wees. Die rede hoekom ek nou nie is en daarop kan antwoord is, jy het aan die begin vir ons gesê al hierdie verskillende rolle wat jy hierdie hoede wat jy is 'n luiminister, jy kan aangaan na die coach, na jy's 'n pa, jy het jou eie besigheid saam met jou pa. Is dit vir my, wil ek vir jou vra, jy sê jy spandeer tyd met jou kinders. Ons lewe in 'n tyd wanneer ons ouers gewoonlik sê ons het nie tyd nie. Of die werk over my besig. Hoe kry jy dit reg om dit te kan manage? Want dit is vir my regtig, dit slaan my asem weg om te kan hoor dat jy nog so baie tyd maak vir jou familie en jou kinders ook. Ek moet dit doen. As ek geleentheid kry, gister my vrou gebel, toe sê ek vir is okay, doen jy wat jy moet doen, ek gaan die kinders by die skool haal. So ek het die keuse om huis toe te gaan en die laptop weer oop te maak. So ek sê vir myself, ek gaan liewer die tyd gee en môre 'n bietjie vroeër opstaan. Of wanneer hulle nie bed is, dan kan ek maar weer aangaan met my werk. Maar ek dink dis belangrik om hy tyd te maak vir hulle en hoe ek dit doen, sommige kere weet ek nie, maar ek dink saans glo ek aan as ek by die huis is om met my gesin om die tafel te sit. Ja. Ons eet aan tafel. Ek dink dis wat oupa Julie vir my geleer het. Hy het met sy kinders aan tafel gesit en dis wat ek my pa nou daag gesê het. Ek wil net my gesin en my mense wat rondom is aan tafel sit. So wanneer ek 'n vriend nooi, die vriend moet aan tafel kom sit. Okay. En baie kere wil vriende mos nie na jou toe kom nie, hulle wil vir jou op 'n plek ontmoet. So ek is 'n voorstander van, my ma het altyd gesê, wys my jou vriende en ek wys vir jou toekoms. Ja. So as ek nie my vriend kan huis toe bring nie, na my vrou, na my gesin toe nie, dan is dit nie my vriend nie.
want hoekom Ja. kan ek hulle huis toe bring nie. So ja, ek probeer hulle include in alles doen nie. Alles die laaste ding. Hulle weet presies. Selfs as ek by rugby is, dan gee ek maar 'n video call met een van die spelers wat vir hulle hallo sê. Ja. So ek probeer dit vir hulle so gemaklik as moontlik maak, ja. Ek kan duidelik hoor die pa figuur en die pa strukture in jou lewe en jy het mos nog gepraat van jou pa, jou oupa en jy is baie familie-oriënteerd ook. Sê vir my, wat kan ons meer uitvind oor die vroue? Wat lê vir die vroue rugby nou voor? Is daar groot dinge wat nou gaan opkom? Jy het gesê die rugby wêreld vir vroue is besig om uit te brei. Jy wat daar die coach is, ek wil nou nie te veel vra op mekaar vra nie, maar wat lê volgende vir ons vroue rugby voor waaroor ons mense as ons praat ons mense, ons springbokke, ja geliefdes, u kan sien ek is 'n proud springbok. Ja. Wat lê vir ons voor om in afwagting eintlik af te wag? Ons speel, ek moet nou reg tel, ek dink ons speel so 13 plus toetse vir die jaar. In die verlede was dit 8 of 7. Ja. Die blootstelling wat ons nou kry om teen top 8 spanne te speel. Dan jy kan nie beter raak as jy nie teen die beste speel nie. Ja. Dit glo ons. So ons speel hierdie jaar seker teen 4 top 8 spanne, selfs die Black Ferns. Let's go. Ons speel nou in Julie maand speel ons Curtain Raisers vir die Springbokke. En ons speel teen USA wat 'n top 8 span is. So ons kry baie blootstelling, ons kry meer toetse, ons kry meer kompeterende toetse. Ek dink dis die belangrikste. So ons hoef nie nou vir ons te meet aan net rugby nie. Ons kan ons nou meet aan performance. Ja. Hoe het ons, want baie kere dink jy moet gaan speel. Ons is verby daai fase van speel. Ons wil nou letterlik perform nou op die veld. So ons kan sê hoe goed het ons gedoen, wat moet ons beter doen. So meer van dit en ja, dit is wat vir die vroue rugby voorlê. Goeie programme wat aan die gang is. Ons het nou letterlik wat daar nou Rising Stars is onder 20s wat ook speel teen USA. So in die verlede was dit teen Zimbabwe gespeel. Ja. In Afrika lande, maar nou speel ons teen USA, teen hoër gerangde lande. So beter gerangde lande as ons speel ons nou en dan die toere wat voor lê. So daar's baie die programme wat nou vir vroue rugby aan die gang is. As jy kyk hoe goed ons 7 span nou van die circuit af gekom het om in die 7s 1 te speel. Uit die 7s 3 het binne die 7s 1. Dit wil gedoen wees. So daar's baie goeie groei. Ja. En kan jy vir my 'n bietjie meer vertel oor die druk wat daar is met veral as dit kom by coaching? Ek wil nie hê jy moet enigiets sê wat jy nie mag sê nie, maar die druk, is daar 'n groot verskil tussen die druk op plaaslike liga en dan oor daar waar jy nou is, veral met al die vergaderings wat jy so moet doen? Nogals ek dink as jy toe ek by Boland afgerig het my ondervinding, het ek by Boland het ek die span gehad. Jy het hulle access gehad tot hulle elke dag, verstaan? En dan selfs in die afseisoen, hy kom in, hy kom werk toe. By die vroue rugby is dit, of by die nasionale span is dit dat jy het hom vir 2,5 weke. Ons speel nou teen USA. Nee, ons gaan die 29ste ja. Moet ons gaan vir toetsweek. Maar ons kom die 19de kom ons bymekaar. So jy 10 dae waar jy letterlik moet voorberei. En dan moet jy jy kan ook nie gaan speel 'n voorwedstryd vir die manne en dan kan jy nie doen wat jy moet doen nie. So daai is tipe druk wat daar is, maar ek dink is meer 'n uitdaging as wat mense sê is druk, want ek dink as jy afrigter is, as jy nie challenges accept, dan is jy maar op verkeerde plek. Hierdie pos kom met challenges, maar die nasionale span afrigting kom nogals met hy druk dat jy die tyd heel jaar nie. Ons seker vir die jaar is 153 dae so saam vir die jaar met toetse, met alles ingesluit. So as jy daai tel en jy sê jouself, okay, so in 4 maande moet jy 10 toetse speel. Sure. As jy bymekaar sit. Dit is nog 10 plus toetse, dit is nogals baie gevra as elke tweede week rugby speel. Ja. Nou Franzel, as jy nou daaroor gesels, sê gou vir my, watter boodskap het jy vir ons gemeenskap? En hierdie podcast is reg rondom vir ons gemeenskap. En as ek praat van 'n gemeenskap, die plek waar jy vandaan kom. Jou kom vandaan, soos hulle normaalweg sal sê. Die space between is reeds gemaak vir die spasie van wanneer jy gebore was tot nou, maar ook vir dit wat nog voor lê. Watter boodskap kan jy, ons is nou in
hierdie maand waar Vadersdag in lê, maar ons is ook hier vir die jong mense. Volgende week is dit die 16de, dan is dit nou weer Youth Day. Jeugdig, ja. Maar ons is ook in hierdie mental health vir mens month. So wat 'n boodskap kan jy uitgee deur al jou hardships en al jou channels waardeur jy moes beweeg? Wat 'n boodskap kan jy as 'n pa, as 'n jong man, want geliefdes, ek wil nie Fransel se verjaarsdag of sy ouderdom weggooi nie, maar hy het nou 'n spesiale dekade ingetree. En weer eens seels geluk met jou verjaarsdag. Wat 'n boodskap kan jy vir ons gemeenskap en die hele wêreld daar buite gee? Ek dink is maar vir die gemeenskap daar buite, moenie ophou drink van die water waar jy vandaan af kom nie. Baie kere dan soek ons ander water om aan te drink. So drink aan daardie water waar jy vandaan af kom. Dit beteken bly nederig. Ja. Moenie groot kop raak nie. Hou aan droom. Ek dink dis die belangrikste. Ek staan vir ure in 'n spieël en praat myself en praat met 'n persoon in die spieël in. Moenie bang wees om met 'n persoon te praat in die spieël nie, because einde van die dag is dit jy wat moet uitgaan en moet gaan doen wat jy moet doen. In Galasiërs sê dit jy elkeen gaan rekenskap gee. So kry jou net gereed om rekenskap te gee van wat jy gedoen het op aarde. Ek dink dis vir my belangrik, wat ek vir ander kan sê, is dat doen wat jy moet doen, maar bly nederig. Moenie wegraak in wat jy doen nie. Moenie ook laat ander mense vir vertel dat jou omstandighede en dinge wat as iemand vir jou sê waar jy vandaan af kom, of vir jou sê ek luister nie, dis nie vir jou bedoel nie, dan moet jy eers vir jouself sê, maar nou is dit vir my bedoel. En dan ek dink dis maar 'n baie belangrike boodskap wat ek altyd vir mense uitdra, is om te sê dat ek vat dat wanneer dit eers moeilik is, moet jy weet, dan is jy so naby. Definitief. Verstaan? So as jy nie uitgedaag word, as jy 'n challenge kry, nie, moet jy jouself vra, hoekom word ek ge-challenge nie? Dis maar hoe ek dit sien. So as jy 'n challenge kry, moet jy ook weet, nou moet ek vasbyt en nou moet ek doen wat ek moet doen. So jy moet net kan rekenskap gee van wat jy gedoen het. Ek dink dis belangrik, ja. Ek vra baie vrae, maar daar is iets wat uitgestaan het. Jy het gesê die man in die spieël. Ja. En as jy praat met daardie man in die spieël, kan ek vir jou vra, lyk hy anders as 20, ek dink is 2011, toe jy jou hart vir die Here gegee het? Lyk dit anders as daardie man wat voorheen daar gestaan het? En ja, wat ons 'n bietjie daarin tap om uit te kan vind oor watter rol speel die Here ook in jou coaching, veral wanneer jy met mense werk. Ja, dis een van die emosioneelste goedjies altyd by my kan, dat ek dink as dit vir die Here was, letterlik. Die Here, die woord van die Here dra my. Baie kere dan praat ek met die Here, ek praat myself in die spieël, ek noem dit myself op, dat droom jy nog, is jy nog waar jy wil wees, dat baie kere dan kom hy goedjies deur na jou toe en dan gebeur dit en dan voel ek myself, maar die Here luister nie vir my nie, maar dan vat die Here my na sy woord toe. En as ek my Bybel oopmaak en ek lees sy woord, en dan het ek soveel net vrede in wat ek doen. So dit is, ek dink dis vir my wat vir my dra, as 'n afrigter, hoe die Here vir my saam met my gejourney het. Ek dink ek is op die plek waar die Here vir my gesit het. By die vrouespan. By Tweede Land 12, daar wat ek bly. Aan Carmen se sy, 'n pa van my kinders. Ek dink dis wat die Here vir my gesit het. Hy het my geleentheid gegee, associate pastor by Docs Mission Kerk Wellington. Dis wat die Here my gesit het, en ek glo dit en ek leef dit. Dit is vir my wat belangrik is, ja. Ek probeer en soveel as wat ek kan. Jy is 'n afrigter, maar as ek 'n geleentheid kry om die woord van die Here vir jou te gee, dan gaan ek nie skroom om dit te doen nie. Maar ek gaan die Here se leiding en wysheid gaan ek volg in dit, want jy wil nie bloodlines hê om heeldag te staan en preekie. En dan vergeet jy dat ministry, as different ways to minister. Verstaan? So sommige kere dan, as ek Sondag preek, jy. As ek Sondag 'n diens lei jy diens. As ek Sondag net encouragement moet gee, en as ek moet ek afrig. Maar dit gaan nie oor net wat ek sê nie. Dis wat ek uitbeeld. So vloek ek op spelers. Is maar net een van my goedjies, en ek is okay met hoe mense coach, maar hoe ek myself uitbeeld, ek dink dis belangrik vir my as 'n afrigter. Beeld ek die Here uit. Verstaan?
En ja, ons maak foute. Sommige kere dan vat die emosie oor en dan stap ek maar weg en dan sê ek vir 'n speler, maar ek dink nie so nie en dan kom ons maar weer terug en dan maar op 'n einde van die dag die Here gee kans, vergewe en vergeet. Verstaan, bou vertroue onder mekaar. So ons maak foute, maar ons kom weer terug en ons erken ons het 'n fout gemaak en dan beweeg ons vorentoe. Hier kom 'n vraag wat ek dink eintlik 'n baie goeie vraag is. Franzel, jy is 'n associate pastor, associate coach, maar ook associate business partner. Hoe verduidelik vir my? Hoe is dit moeilik of is dit maklik om iemand anders se missie en visie te kan volg? Ja, is eenvoudig. God kom eerste en dan die mens kom tweede. Ek dink dis is jou perspektief wat jy sien. As jy weet hoekom God vir jou gesit het waar hy gesit het, dan gaan dit nie oor 'n rang nie. Verstaan jy nou? Dan gaan dit, ek sê altyd vir die manne by die werk vir son. Ek sê vir hom, ek het ook daai safety boot gedra. Ja. En as jy my geleentheid gee, sal ek hy safety skoen aantrek. Want op die einde van die dag koop ons in waartoe die besigheid op pad is. Ja. As my pastoor by die kerk van my verwag om iets te doen, dan doen ek dit met die liefde, want die Here het hom daar gesit. En die Here het my gevra om hom te ondersteun. Verstaan? So die belangrikste is dat jy moet weet, jy moet jou plek ken. En dan baie kere hardloop ons in ander bane, want ons wil ander mense se amp hê. So die Here sal vir jou op die regte tyd. Dis hoekom ek sê ek gee alles vir hom oor. Want en my krag is in die woord in. Want daar soveel kere wat manne nie in die Bybel, hulle kon nie soort van uitgekom het. Daar was nie uitweg vir hulle nie. Verstaan? Kom ons maar op Daniël in die leeukuil. Verstaan? Die Here het gehelp. Verstaan? So, maar hy het die Here vertrou daarmee. So ek glo daaraan dat om tweede te wees, om diensbaar te wees is belangrik. Baie kere vergeet ons om diensbaar te wees, maar ook diensbaar met die regte ingesteldheid. Jy moet nie, ek glo dan ek is nie diensbaar met die mindset om eendag eerste te wees nie, want God sal altyd eerste plek kry. God kry in alles eerste plek. Hy moet eerste plek kry. So ja, dit is maar wat belangrik is vir my. Ja. So tweede, assistant, associate, bestuurder onder kan die baas. Nee, my maat, dis wat ek wil wees. My vrou sal altyd vir my die beste plekkie gee wat ek nodig het. Oei, wou jy krediete. Franzel, dit spreek boekdele van jou nederigheid. En dit wys die belangrike rol wat Aaron ook vir Moses gespeel het. En as ons gaan kyk na hoe Aaron en Moses se arms moes opbou terwyl Joshua en sy manne daaronder gaan veg het, want solank soos Moses se hande in die lug was, solank het die Israeliete gewen. En jy wat nou eintlik sê jou belangrike rol, want ons het na Moses gekyk, maar ons het nie besef dat Moses se arms het ook geval en toe Joshua besig om te verloor is. Maar dit is mense soos jy wat nou eintlik vir ons kom sê dat as jy in lyn is met God, dan tel 'n rang nie. Dan tel dit nie dat jy die middelpunt moet wees nie. Presies. Maar dat jy net God se werk moet doen. En dan nou Moses het dit gedoen wat hy moet doen. Verstaan? En op 'n van die dag het soveel mense gewen. So ja, ons kan nie op mekaar neerkyk nie. Ons mag nie, ek het daai foute in die verlede gemaak om te dink ek is beter as ander, om te gewys dat jy wil beter as ander wees. Ek het die grootste fout in my lewe gemaak. Ek gaan nie sê ek wens ek om dit terug te draai nie, want dan sal ek nou wyser gewees het. So ek is jammer as ek mense te nagekom het, want dis wat ek altyd wil doen. En maar ons kan nie neerkyk op mekaar nie. Ons kan nie mekaar een kant toe stoot nie. Ons moet help waar ons kan. Baie kere dan kan ons nie finansiëel help nie, maar ons kan net met raad help. En ek dink dis die belangrikste, ja. So. Mag ek vir jou een vraag net vra? Wat is die dierste les wat jy in die lewe al geleer het? As jy dit met ons kan deel. Die dierste les wat ek geleer het vir my, dat drank en rook is nie vir my nie. Dat het vir my dinge laat doen wat ek nie moes gedoen het nie. Ek dink drank het my,
het skelmpies gedrink. Ek is openlik eerlik oor. Ek het skelmpies gerook. Maar dit het vir my dinge laat doen wat buite Fransel gevat het. En ek moes dit na ure doen. Ek moes dit weg van die huis af doen. En ek moes dit met verkeerde mense doen. En op 'n van die dag het ek sommige keer by plekke gekom wat dat nee, jy is nie by die huis nie. En dis hoekom ek vandag by die huis is, want dis wat ek moet wees. Jy soveel gewaste, soveel weggegooi. Ja, maar daai twee dinge het vir my 'n paar lesse geleer in die lewe. Grootste, dierste lesse. Baie dankie Fransel. Ek dink daar's baie van ons jong mense wat ook dit moet leer, dat as jou vriende dit doen, dis nie nodig dat jy dit hoef te doen nie. Ja. En dit is nie nodig om eers deur daardie proses te gaan om te kan leer nie. Ja. Want soos groot figure soos jy, groot figure is in die Bybel, wat vir ons leer dat sodra iets vir jou buite jou karakter vat, dan is dit nie vir jou nie. Ja. Jo, Fransel, jy het regtig 'n diep deel daarin geraak, want as ons praat oor ministerie, as ons praat oor roeping, as ons praat oor die woord van die Here uitleef, dan dink ons mos altyd net Sondag die man op die pulpit, of die vrou op die pulpit. Maar ons gee dat die Here vir jou hier die gawe gegee het, om te kan coach, om te kan speel, maar ook om met mense te kan werk. Want ek sê altyd, ons fokus altyd op die vertikale verhouding wat die kruis ons uitbeeld met God, maar die horisontale verhouding is net so belangrik met ons as mens, hoe ons met mekaar kan praat. En jy raak so 'n spesifieke deel daaraan wat vir my baie crucial is die feit dat jy hoef nie net 'n dominee te wees om die woord van die Here te gaan versprei nie. Jy doen beide eintlik nou om nog jou coaching uit te kan leef, maar waar jy ook 'n vaderlike tipe rol oor mense speel, maar ook om vir hulle te kan wys dat daar soveel meer is na die koninkryk van die Here. En ek wil sê, ek is trots op jou en jy inspireer regtig vir ons almal, want jy wys ons dat ja, 'n gebalanseerde lewe is baie belangrik, maar jy moet altyd die wil van God uitleef. Die wil van God gaan miskien nie dit wees wat ons wil hê nie. Want baie keer dan dink ons gaan dit kry, maar die wil van die Here kan iets wees wat vir ons miskien in die begin lyk soos, is dit van die Here af? Maar as jy deur dit eintlik is, dan verstaan en hier wil die dominee nou al weer preek, so ek vir ons verskoning. Ek geniet dit. Maar Fransel, my laaste vraag aan jou. As dit die laaste keer moet wees wat iemand jou stem hoor, en as dit is nou jou kinders, jou vrou, jou familie, of die wêreld hier buite, watter boodskap sal jy vir hulle wil gee? Spreuke 16 vers 3. Spreuke 16 vers 3 sê, praat van wanneer jy beplan, gee dit aan die Here oor en dit sal suksesvol wees. So wanneer ons by dit kom en dan sit tot van baie kere dan het ons planne en ons het dinge wat ons doen en hoe ons dinge doen, maar gee dit vir die Here. So ek wil, as ek my vrou kinders, ek is baie lief vir hulle, ek is baie om vir hulle, maar selfs vir hulle, want dit is wat ek probeer doen in my lewe. Alles wat ek doen, gee dit vir die Here, elke plan, elke idee, elke droom. En ek sê die woord van die Here, jy sal geluk geniet. Jy sê dat jy gaan nie, jy sal. As 'n verskil in hy woordjie. So, trust God with everything you have. Ek vertrou die Here met alles wat ek het, letterlik. Ek weet jy, die Here is sommige kere baie kwaad vir my, glo ek. Ek vertrou hom met te veel, maar ek probeer die Here vertrou met alles wat ek het, en ek sal verwag dat enige een wat, as dit my laaste woorde is, vertrou die Here. Ja. Ek like die deel wat jy sê, die mens beplan, maar God bepaal. Fransel, ek wil vir jou baie dankie sê, vir jou tyd wat jy saam met ons of Space Between familie kom afstaan het. Jy lyk regtig baie goed in daardie groen en goud. Ek moet sê, as die waarheid wat jy sê, 'n Boland boetjie moet, of 'n Boland girl moet hulle groen en goud gaan haal. Mag die Here vir jou seën op hierdie pad wat jy loop. Mag jy altyd daardie man bly met daardie smile op jou gesig. Jy is regtig een van daardie mense, as ek in die oggend my WhatsApp oopmaak,
dan lees ek altyd Ja. dat daar so 'n inspirerende Bybelboodskap is. Mag die Here werklik net vir jou elke dag daardie padkos gee Yes. om die pad aan te kan vat en werklik hierdie man te bly wie hy is. Mag die Here jou seën en ek kan nie wag om te sien wat julle nog met ons vroue rugby gaan doen sodat ons almal hier in die Boland kan sê, jy, ons wil nie sê Kabali nie, ons wil sê Fransel September, die goat van al die goats. Die gunsteling en die Boland boy wat werklik lewe in ander mense se lewe inspireer. Baie dankie. Mag jy altyd daardie seëning bly en dit was 'n eer om vir jou hier saam met ons in die Space Between familie te hê. Baie dankie toe. Baie dankie dat julle my het en baie dankie al die mense in die spasie. Waardeer. Aan ons luisteraars, kan nie wag vir die volgende episode nie. Stay tuned because there are more in store.